Goeiemôre gemeente. Baie welkom aan elkeen van julle by die erediens vanoggend. Baie welkom vir enige besoekers, enige nuwe lidmate en almal wat ook vanoggend van die huis af saam kyk. Wat 'n vreugde om vanoggend ook hier saam te mag wees, ook op so 'n mooi sonskyndag. Ek wil graag vir Louwelen vanoggend welkom sê. Hy staan vir ons in as oralis terwyl Marius op die gemeentekampus. Ons is baie dankbaar dat jy hier is vandag. Ons begin ons erediens vanoggend met die sing van ons toetrede lied. En ons sing dieselfde lied as waarmee ons verlede week die erediens afgesluit het. Die lied Vreugde, Vreugde. Want wat 'n vreugde om op hierdie Sondag, hierdie opstandingsdag, hier saam by die kerk te mag wees. Kom ons staan, dan sing ons toetrede lied en dan word die kersie ook vir ons aangesteek. Die kruis is kaal, die graf is leeg. Ons Heer het opgestaan en deur sy kerk klink bly die woord, hy het waarlik opgestaan. Gemeente, daar is vir julle genade en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Amen.
In hierdie lied wat pas oor ons lippe geklink het, het ons bely wie God is, wie Jesus ons verlosser is. En in aansluiting daarby bely ons dan ook vanoggend ons geloof hardop saam in ons drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Kom ons bely ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Terwyl ons nou net so bly sit, bid ons saam. Here ons God, wanneer ons vanoggend hier by mekaar is ons so diep onder die indruk daarvan, dat ons hier by mekaar is in U teenwoordigheid. Ons is hier saam met U. En wanneer ons vanoggend hier is, kom ons vandag na U toe met oop hande en oop harte. Ons kom elkeen uit 'n verskillende week hier by mekaar. Ons kom elkeen met verskillende emosies, met verskillende laste wat ons met ons saamdra en met verskillende vreugdes. Maar ons kom almal met dieselfde behoefte. Ons het U nodig. Ons bid, Here, dat U in hierdie erediens deur U Gees in ons harte sal werk. Ons bid dat U ons harte sal stil maak waar dit onrustig is. Dat U ons oë sal oopmaak waar dit U nie meer raak sien nie. Ons bid dat U ons ore sal oopmaak om U stem te hoor. Ons verstand sal oopmaak vir U waarheid. En ons harte ontvanklik sal maak, sag sal maak vir U boodskap. Ek bid vir almal hier, waar daar vanoggend moegheid is, gee nuwe krag. Waar daar twyfel is, bring geloof. Waar daar vrees is, bring vreugde. En waar daar leegheid is, vul dit met
u teenwoordigheid. Ons vra dat u elkeen van ons vandag hier sal seën en dat dit wat vandag hier gesê en gesing word, alles net tot u eer sal wees. Dankie vir die voorreg om u kinders te wees en om hier in u teenwoordigheid te mag kom. Amen. In die weke wat volg op Paasnaweek, oordink die kerk wêreldwyd die betekenis van die opstanding. Ook vir vandag en ook vir ons lewe. En so het ons verlede week begin om saam met die vroue die pad op daardie eerste opstandingssondag te stap. Ons het gesien hoe hulle op pad na die graf weer by Golgotha verby sou gaan en weer voor die leë kruis te staan sou kom. Maar eers later sou hulle die belofte wat in daardie leegheid opgesluit was, kon verstaan. Die belofte van 'n leë kruis wat sê, dit was ook vir jou. Jou sonde is betaal en jy's volkome vergewe. Daarna stap hulle verder, die graf tegemoet, en hulle gaan met die verwagting om 'n begrafnis te gaan afhandel. Maar wanneer hulle daar kom, vind hulle alles behalwe wat hulle verwag het. Die klip is weg, die graf is leeg en hulle hoor die nuus. Jesus het opgestaan. En ook die leegheid van die graf is so vol belofte. Want die leë graf het vir elkeen van ons gesê, daar is meer. Daar is meer as hierdie lewe, daar is meer as die dood. Want daar wag vir elke een van ons die belofte van 'n ewigheid saam met God. En vandag ontdek ons dan die derde leegheid vol belofte. En daarvoor gaan ons terug na Johannes se evangelie en ons sien hoe Johannes ons vanoggend selfs nog dieper, verder die leë graf wil inneem. Ons lees Johannes 20, vers 1 tot 8. Die Sondagmôre vroeg, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf af weggerol is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel toe vir wie Jesus baie lief was en sê vir hulle, hulle het die Here uit die graf weggevat en ons weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. Petrus en die ander disipel het toe uitgekom en na die graf toe gegaan. Die twee het saam begin hardloop, maar die ander disipel het vinniger as Petrus gehardloop en eerste by die graf gekom. Toe hy vooroor buig, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Na hom het Simon Petrus ook daar aangekom en hy het in die graf ingegaan. Hy sien toe die doeke daar lê, ook die doek wat om Jesus se kop was. Die doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar een kant afsonderlik opgerol. Daarna het die ander disipel wat eerste by die graf gekom het, ook ingegaan. En hy het dit ook gesien en geglo. Die vroue kom in die donker oggendlig by die leë graf aan. En dan lees ons dat Maria Magdalena uiters ontsteld is deur dit wat sy daar sien. Sy hardloop terug na die disippels en sy sê vir hulle, hulle het ons Here uit die graf uit weggevat. Jesus is weg. En ek weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. Ek weet nie waar sy liggaam is nie. Petrus en Johannes hardloop dan terug graf toe. En dan vertel hierdie einste Johannes vir ons hierdie gebeure op so besondere manier. Op so doelbewuste manier. Maar ons loop die risiko om in die grootheid wat hy beskryf, soos die donkerte waarin die aarde nog gehul is, die klip wat weggerol is, die graf wat leeg is, die skok wat daarmee gepaard gaan, om te midde van al daardie grootheid, die klein en belangrike details mis te lees. En dis hoekom dit so belangrik is om te besef, voor ons enigiets verder van mekaar sê,
Wanneer iemand so 'n belangrike gebeurtenis, die heel belangrikste gebeurtenis in die geskiedenis neerskryf, beskryf en oorvertel, dan word daar nie met woorde gemors nie. Besonderhede, detail, word doelbewus gekies en oorvertel. Jy sê alles wat jy glo gesê moet word. En met dit in gedagte, moet ons dan teruggaan na die teks toe en ons moet sien hoe Johannes ons doelbewus van die leë grafdoeke wil vertel. Hy vertraag selfs die hele pas van die verhaal om ons aandag daarop te vestig en te sê, lees stadiger. Kyk meer aandagtig en sien dieper raak. Tot op hierdie punt was die verhaal eintlik 'n oor en weer gehardloop van Maria na die disippels en die disippels terug na die graf, maar dan roep hy ons tot stilstand. Hy roep ons tot stilstand by die leë grafdoeke wat nog daar lê. En hy wil hê ons moet raak sien, selfs dit wat hier leeg agtergebly het, dra groot betekenis. En om dit te ontdek, moet ons vanoggend saam met die disippels nader gaan. Ons moet by die oop graf inkyk en sien. Want selfs in leë grafdoeke lê daar 'n boodskap opgesluit. Ook daardie leegheid is so vol belofte. Volgens die evangelies is Jesus met sy begrafnis in nuwe grafdoeke toegedraai. Grafdoeke wat Josef van Arimatea spesifiek vir sy begrafnis gaan koop het. Sy liggaam is met alwyn en met mirre en met speserye behandel, soos die gebruik in daardie tyd. Maar wat ons nie noodwendig besef nie, is hierdie mengsel is nie net vloeistof nie. Hierdie mengsel is taai. Dis klewerig, sodat die doeke wat hierna omgedraai sou word, styf om die liggaam sou vassit, sodat hierdie doeke nie sommer maklik net sou loskom of man word nie. En dan sien ons, daar is ook 'n aparte doek om sy kop gebind. En as ons dan teruggaan na die detail wat Johannes hier met ons deel, die graf is leeg. Maar die graf is nie net leeg nie, want die doeke lê nog daar soos dit was. En die doek wat om Jesus se kop gebind was, lê eenkant netjies opgerol. En soos teoloë oor die geskiedenis nadink oor juis hierdie detail wat Johannes met ons deel, sien hulle dit onder andere as die bewys dat Jesus se liggaam nie gesteel is nie. Want onthou, Matteus vertel dat toe die wagte gaan verslag doen oor hierdie wonder wat gebeur het, ons het verlede week daai teks gelees, het die priesterhoofde en die familiehoofde hulle omgekoop om 'n leuen te versprei dat Jesus se liggaam gesteel is. En dis hoekom die graf leeg was. Nie opstanding nie, die liggaam is gesteel. En wanneer Johannes dan hierdie detail met ons deel, wys hy dat Jesus se liggaam onmoontlik nie gesteel kon wees nie. Dis nie hoekom die graf leeg was nie. Want as iemand haastig die liggaam daar sou moes wegvat, sou hulle nie eers taai doeke probeer losmaak nie. En as hulle dit wel gedoen het, sou hulle dit nie netjies agtergelaat het nie. Hulle sou of die liggaam met doeke en al gevat het, of die doeke in hulle haas net een kant neergegooi het. So wat Johannes hier beskryf, is nie chaos nie. Dis nie 'n toneel van roof nie. Dis orde. Dis oorwinning. Die leë grafdoeke getuig. Hier het nie mense hande gewerk nie. Hier het God ingegryp. Met sy mag en met sy krag het hy Jesus uit die dood uit opgewek. En interessant,
Die Griekse woorde wat hier gebruik word, dui daarop dat die doeke wat om sy liggaam gedraai was, wat gerol was om sy liggaam, dat dit daar gelê het, nog soos dit was. Nog steeds in plek, staties, sonder dat dit beweeg het. En daarom sê baie teoloë vir ons dat ons moet nie hier die prentjie in ons gedagtes kry dat Jesus opgestaan het en dat hy self die doeke afgerol het en eenkant netjies neergesit het nie. Maar dat daardie doeke nog presies gelê het soos dit om sy liggaam gedraai was. Vas en in plek. En as ons hierdie prentjie in ons gedagtes sien, besef ons, hier was nie 'n mens aan die werk nie. Hier het God ingegryp en hy het dood in lewe verander. Hier het alles anders geword, omdat God daar was en omdat God daar gewerk het. En dis die belofte wat in hierdie leegheid opgesluit lê. Die leë grafdoeke verkondig, God het hier ingegryp. En God het met sy krag alles anders gemaak. Maar Johannes vertel nie net vir ons wat in die graf gelê het nie. Hy vertel ook vir ons die fyn detail van hoe die disippels daarna gekyk het, eintlik tot sy eie skande. En juis omdat hy dit tot sy eie skande doen, is hierdie inligting nie toevallig en onbelangrik nie. Want Johannes lees ons, kom eerste by die graf aan, hy loer in en hy sien die doeke daar lê. Maar die woord wat hy dan gebruik om sy eie aksie te beskryf, is amper soos om iets in die verbygang net vinnig te sien. Hy sien, maar hy sien nie werklik nie. Hy kyk, maar dit maak hom nie nuuskierig nie en dit bring hom nie in beweging dat hy nader wil gaan en ondersoek wil gaan instel nie. Onveranderd staan hy buite en wag. Maar dan kom Petrus. Petrus hardloop reguit by die graf in en hy sien. Die woord wat Johannes hier gebruik is 'n ander woord vir sien. 'n Woord wat dui op aandagtig kyk. Op dieper raak sien. Petrus kyk nie bloot net na die toneel voor hom nie. Hy laat dit wat hy sien op hom inwerk. En hy begin verstaan, iets onverklaarbaar, iets goddelik het hier gebeur. Hy het gesien en hy het geglo. En dan eers gaan Johannes in, hy kyk en hy sien soos Petrus. En ook hy het geglo. En in hierdie detail wat ons so maklik kan mislees, wys Johannes vir ons ten koste van homself. Daar is 'n groot verskil tussen kyk en werklik sien. Daar is 'n groot verskil tussen buite staan en inloer en om nader te kom, in te gaan, te sien en deur die waarheid verander te word. En so is die leë grafdoeke nie net die bewys van die kragtige werking van God nie. Nee, dis ook die uitnodiging. Kom nader. Kyk dieper. Sien raak en kom in beweging. En dis presies wat Petrus en Johannes doen. Dit wat hulle daar in die leë graf, met die leë grafdoeke gesien het, verander hulle lewe, nou reeds. Maar voor ons daar kom, wat sê hierdie teks vir ons, wat soveel jare na hierdie gebeure leef? Ook ons moet in hierdie klein, fyn detail die boodskap hoor. Ons kan naby aan die evangelie leef, maar tog, soos Johannes aanvanklik, buite die graf bly staan. Ook ons kan sien,
maar nie werklik sien nie. Ook ons kan die Paasverhaal ken, selfs die kruis en die opstanding bely. Maar dan kan dit tog in ons lewens steeds net iets bly, wat ver van ons af staan. Iets wat eendag, lank gelede gebeur het en ons nie werklik vandag verander nie. Maar dan nooi God ons ook vanoggend om nader te kom. En nie net te kyk nie, maar te sien en geraak te word deur wat ons sien. God nooi ons om nie net van die opstanding kennis te neem of net daarvan te weet nie, maar om die krag daarvan in ons lewe vandag reeds te verstaan en te ervaar. Die vroeë kerk het diep nagedink oor die betekenis van die leë grafdoeke en die opstanding. En hulle het gesê, dis nie net 'n hoop vir eendag nie, maar dis 'n werklikheid vir ons lewe vandag. En wanneer hulle dan as dit ware terugkyk na Petrus en na Johannes en dan die verandering in ander gelowiges en wat hulle in hulle lewens ervaar het, dan sê Paulus dit so: Ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het, en hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dis dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het, toe hy Christus uit die dood opgewek en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Hoor dit. Ek bid dat julle sal weet hoe geweldig groot die mag van God is. Die mag wat hy uitoefen in ons wat glo. Dis dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het, toe hy Christus uit die dood opgewek het. So met watter krag is God in gelowiges se lewens aan die werk, van die eerste disippels tot by ons? Met dieselfde kragtige werking as waarmee hy vir Jesus uit die dood opgewek het. Met dieselfde krag waarmee God vol grafdoeke vasgedraai om 'n dooie liggaam verander het in opgerolde leë grafdoeke waarlangs 'n lewende verlosser sit. Met daardie kragtige werking werk God in my en werk God in jou. In ons hart, in ons lewe, in ons bediening en in ons omstandighede. Dis die belofte van die leë grafdoeke. Die God wie se krag daar gewerk het, werk ook nou met daardie krag in ons lewe. Verlede week het ons die belofte van die leë graf gehoor. Die belofte van meer as net hierdie lewe. En ons het gehoor, ons toekoms lyk nou anders, want daar is 'n ewigheid saam met God. En vanoggend sê die leë grafdoeke, nie net ons toekoms lyk anders nie. Ons lewe nou reeds lyk anders. Dis nie net eendag wat alles vir ons gaan verander nie. Nou reeds is alles anders, omdat Jesus leef. Nou reeds werk hy met sy opstandingskrag in ons. Die opstanding is nie net 'n belofte vir later nie. Dis 'n beweging vir nou. En wanneer ons na die eerste gelowiges gaan kyk, sien ons presies dit. Ons sien mense se lewens wie deur die opstanding omgekeer is. Ons sien die verskil wat opstandingskrag in hulle lewe maak. Want mense wat eers oorweldig was met vrees en onsekerheid en mislukking,
tree daarna met geloofsmoed en geloofsoortuiging vrymoedig na vore. Ons sien dit by die vroue. Die vroue wat daardie Sondagoggend op pad was graf toe, was diep hartseer. Hulle was bang en hulle was onseker, want binne enkele ure het alles waarop hulle gehoop het en al die verwagtinge wat hulle vir hierdie lewe gehad het, in mekaar gestort. Maar nadat hulle die opgestane Here ontmoet, gaan hulle vol verwondering en met vreugde huis toe. En hulle word die eerste verkondigers van die opstanding. En dis wat opstandingskrag doen. Dit verander vrees en onsekerheid in verwondering en vreugde. Nie omdat dit ons omstandighede dadelik anders maak nie, maar omdat ons in daardie omstandighede die opgestane Here kan raak sien. En dat ons kan weet dat met dieselfde krag wat God vir Jesus uit die dood uit opgewek het, met daardie krag is hy ook in hierdie omstandighede aan die werk. Ook in ons lewens. Ook in daardie omstandighede wat ons bang, onseker en oorweldig laat voel. Ook daar is God aan die werk met dieselfde krag as waarmee hy vir Jesus uit die dood opgewek het. En al verander dit nie jou omstandighede ewe skielik nie, maak dit dat jy in daardie omstandighede kan weet dat die lewende Here hier aan die werk is. En hy werk met dieselfde krag wat hom uit die dood uit opgewek het. En as jy soos Petrus sou nader gaan en dit werklik raak sien, word jy verander deur dit wat jy sien. Dit vul jou met vreugde, selfs in omstandighede waar jy nie weet wat vir jou voorlê nie en waar jy oorweldig voel. Want daardie vreugde kom nie uit jou omstandighede nie, maar dit kom uit die vaste wete dat my Here leef. En dat hy met sy krag in my lewe aan die werk is. Ons sien dit ook by die Emmausgangers. Nadat hulle 'n hele pad saam met 'n vreemdeling gestap het en gedagtes wissel oor die gebeure rondom Jesus en wat dit alles beteken, dan sien hulle uiteindelik werklik soos Petrus. Sien hulle die opgestane Here raak en hulle onkunde verander in 'n warm hart. 'n warm hart wat hulle in beweging bring. En dis wat opstandingskrag doen. Dit verander onkunde en verwarring in warm harte. Harte wat nie kan stil sit of stil bly nie, maar wat opstaan en hulle roeping gaan uitleef. Ons lees, hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Toe vertel hulle. En dis ook wat in ons lewens behoort te gebeur. As ons nie net die opstanding bely nie, maar as ons dit werklik sien en werklik glo en werklik besef dat God met dieselfde krag as waarmee hy vir Jesus uit die dood opgewek het in ons lewens werk, dan kan ons nie onveranderd bly nie. Dit kan tog nie wees dat ons deur die opstandingskrag kan leef, maar aangaan asof niks verander het en niks werklik gebeur het nie. Nee, dit raak jou tot in die diepste van jou menswees. Dit verander jou en dit bring jou in beweging. En ons sien dit ook by Thomas. Thomas, vir wie dit moeilik was om te glo, as hy nie kon sien nie.
Hy twyfel oor die getuienis van ander, maar dan ontmoet hy self die opgestane Here en hy sien raak. Alles verander. Want Thomas leef hierna met so 'n geloofsmoed en 'n geloofsoortuiging, dat hy uiteindelik bereid is om te sterf vir sy geloof. En dis wat opstandingskrag doen. Dit verander twyfel in geloofsoortuiging. Ook in ons lewe is daar baie dinge wat vrae en worsteling bring. Ons wonder, ons vra en soms twyfel ons. Maar wanneer ons besef dat God met dieselfde krag waarmee hy vir Jesus uit die dood uit opgewek het, in ons lewens werk, dan verander twyfel in geloofsmoed en geloofsoortuiging. En dit beteken nie dat alle vrae sommer net gaan verdwyn nie. Maar dit beteken dat selfs wanneer jy nie alles verstaan nie, selfs dan kan jy met geloofsmoed leef en dien. Want die opstandingskrag werk ook in jou. En dan sien ons dit ook by Petrus. Petrus ontken 3 keer dat hy vir Jesus ken. En hy beleef so 'n bittere geloofsmislukking. Maar nadat hy die leë graf raak sien en nadat hy die opgestane Here ontmoet, verander hy in die diepte van sy wese. En hy kry weer 3 keer die geleentheid om te bely dat hy vir Jesus liefhet. Daarna gee Jesus vir hom 'n nuwe taak, 'n nuwe plek en 'n nuwe roeping vir sy lewe. En hy word een van die figure wat die gang van die geskiedenis en die gang van die kerk verander. Dis wat opstandingskrag doen. Dit verander mislukkings in nuwe geleenthede en in 'n nuwe roeping om vir God te leef en werk. Ook in ons lewe. Want elkeen van ons het ons eie geloofsmislukkings. Het dinge wat ons menslik gesproke diskwalifiseer laat voel om vir God te werk. Maar wanneer ons besef dat God met daardie selfde krag wat vir Jesus uit die dood uit opgewek het, in ons lewens aan die werk is, dan word mislukkings nuwe beginne. Dit word nuwe geleenthede en 'n nuwe roeping om in God se koninkryk diensbaar te wees. En as ons na al hierdie mense se lewens kyk, kan ons nie anders as om raak te sien hoe God kragtig in hulle lewens aan die werk was nie. En dan sien ons by hulle dat elkeen van hulle of hoe die ontmoeting met die lewende Here elkeen van hulle verander. Hoe hulle raak sien en hulle belewenis van dit wat met die eerste Paasfees gebeur het, ook wat met die leë grafdoeke gebeur het. Hoe dit alles vir hulle verander. Hoe dit hulle verander. En as ons na hierdie verhale kyk, hoe dit elkeen van hulle lei tot die ontdekking van hulle plek in God se koninkryk. En dis ook waar vir ons. Die opstanding is nie net iets, of is nie iets wat lank gelede gebeur het en ons bloot net in glo nie. Dis hoekom ons juis vandag nader moes gaan, die graf in moes gaan en die krag wat daar gewerk het moes raak sien. Want dis ook daardie krag wat God gebruik om ons te roep, om ons te verander, om ons in beweging te bring, sodat ons plek in sy koninkryk kan ontdek. En ons doen dit in die vaste vertroue dat daardie krag ook ons vrees sal verander in vreugde. Ook ons onkunde en dalk selfs ons onvermoë verander in warm harte.
Ons twyfel in geloofsmoed en ons mislukkings in 'n nuwe begin. En daarom eindig Paasfees nie by leegheid nie, maar by belofte. Die leë kruis sê, jou sonde is betaal en jy is volkome vergewe. Die leë graf sê, die dood is oorwin en daar is meer, daar wag vir jou 'n ewigheid. En die leë grafdoeke sê, God se opstandingskrag werk nou reeds in jou lewe. En dit roep jou in beweging. Amen. Ons sing vanoggend as slotsang en as eerste deel van ons gebed, Vonklied 277. Ons staan vir die sing van hierdie lied, en wanneer ons dit klaar gesing het, kan julle net so bly staan en dan bid ons saam. Kom ons staan.
Here ons God, hoor die lof in ons hart. Ons harte voel tot oorlopends toe vol van lof en verwondering en eer en ontzag. As ons nadink oor die leegheid vol belofte wat ons in Paasfees sien. Die leë graf, die leë kruis en die leë grafdoeke. Dankie dat niks daarvan vol gebly het nie. En dat ons vandag soveel jare later kan terugkyk daarna en die hoop en die belofte daarin kan raak sien. Ons bid, Here, help dat dit wat ons vandag en verlede week gehoor het, nie net by kennis sal bly nie, maar dat hierdie waarheid ons harte werklik sal verander. Help ons, Here, dat ons nie net sal kyk nie, maar dat ons werklik sal sien. En ons bid, Here, bring ons nader, elke dag opnuut nader, sodat ons dieper sal kan kyk en raak sien, en deur U waarheid verander kan word. Ons bid dat soos wat ons nou 'n nuwe week betree, dat ons dit sal kan bly doen met die vaste wete in ons hart, dat die krag wat vir Jesus uit die dood uit opgewek het, ook in ons lewens werk. As ons dit sê en as ons dit bely, dan kan ons gedagtes dit net nie klein kry nie. Die krag waarmee Jesus opgewek is, werk ook in ons. En ons bid, Here, laat ons leef as mense van die opstanding. Mense wat saam met U opgestaan het tot 'n nuwe lewe, nou reeds, en ook tot in die ewigheid. Laat ons mense van hoop wees, mense van vreugde, mense wie se harte warm word, en wat met geloofsmoed elke dag binnegaan. Mense wat in beweging kom vir U, en wat ons plek in U koninkryk gaan ontdek en volstaan. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus, die lewende Here wat die dood oorwin het. Amen. Was so 'n bietjie van 'n verwarring hier aan die einde. Kan ek net vra dat ons staan vir die seëngroet van die Here?
Ontvang die seën van die Here soos wat ons hierdie nuwe week ingaan, as mense wat diep verander is deur die opstanding. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God sal by elkeen van julle wees en bly, saam met die teenwoordigheid van die Heilige Gees in julle lewe, elke oomblik van elke dag. Amen. Sit gerus. Goed, ons vra asseblief julle aandag vir 'n paar afkondigings. Is daar enige kinders wat in die afgelope week verjaar het? Enige iemand? Hier kom 'n verjaarsdagmaatjie. 2. Baie geluk met julle verjaarsdag, hoor. Kom kryf julle 'n lekkertjie voor. Goed, dan sou julle gesien het, die vensters in die kerk is nuut geïnstalleer. Ons vra om verskoning vir die helder lig. Die tintlaag volg binnekort. Goud en silwer besoek Dinsdag die botaniese tuine. Ons vertrek stiptelik 9 uur vanaf die kerk. Daar is nie busvervoer nie, maar daar is genoeg saamrygeleentheid beskikbaar. Pak asseblief 'n piknikmandjie en bring 'n stoel saam en dan kan julle asseblief julle naam by die Goud en Silwer punt kom opskryf. Fynbos Vrou het 'n heerlike kleikafee aand wat voorlê. Dis die 7de Mei om 6 uur by Kleikafee by Green Olive. Elkeen bestel en betaal hulle eie projek. Jy verf hierdie jaar net wat jy graag wil en daar is 'n wye verskeidenheid opsies. Jy sal sien dit volg ek op die Google Form. En dan, omdat dit lang naweek is daar nie vandag koffie nie, maar dit keer ons nie om nog steeds lekker saam te kuier soos wat ons altyd doen nie. So ons groet mekaar hier buite en ons kuier lekker saam en weer eens dankie vir Louwelen wat vanoggend saam met ons gespeel het. Ons waardeer dit baie. Julle moet 'n goeie week hê.